dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense maar deur God genoem word. Groete in die mooi naam van onze koning Jesus Christus. Ek is Pastor Ricardo Miller. Ek wil vir julle sê baie welkom by ons program op Kruiskyk. As weer 'n wonderlike voorreg en 'n goddelike geleentheid om met julle te deel uit die woord van die Here. Ek glo dat julle 'n wonderlike geseënde naweek gehad en ek glo dat julle die diens Sondag geniet. Prys die Here Jesus Christus. Maar geliefdes, kom ons gaan dadelik na die woord van die Here in die boek van Lukas 5 vers 17. Die opskrif is daar die genesing van die verlamde man. En op een van die dae was hy besig om te leer. Dis nou Jesus. En die fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het in elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring, klim hulle op die dak en laat hom met die dak afsak deur die panne tussen die mense in en voor Jesus. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom: Mens, jou sondes is jou vergewe. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê: Wie is hy wat so godlasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Maar Jesus het hulle redenasie gemerk en hy antwoord en sê vir hulle: Wat redeneer julle in julle harte? Wat is makliker om te sê: Jou sondes is jou vergewe, of om te sê: Staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe. Sê hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, waar hy opgelê het, en ga na jou huis, terwyl hy God verheerlik. En verbasing het almal aangegryp, en hulle het God verheerlik, en is met vrees vervul, en het gesê: Ons het vandag ongelooflike dinge gesien. Prys die Here Jesus. Kom ons sluit ons oë en ons doen 'n gebed. Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, Here, kom nader ons, Here, vir die troon van genade. Vader, ons kom sê vir die baie dankie, my God. Here, vir u reddende genade wat wees die verskyning maak vandag deur u woord, my God. Vader, ek bid, my koning, Here, dat u woord, Here, iemand se hart sal aanraak, my God, Here, dat die woord vandag, my koning, Here, in iemand se hart sal release, Here, 'n honger, 'n begeerte, 'n dorse, Here, nie na brood of na water of na wat die wêreld aanbied nie, maar na die lewende woorde van ons Here Jesus Christus. Vader, ons kom sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here Jesus. Die woord van die Here sê dat in die boek van Matteus 5 vers 17 praat hy spesifiek van 'n verlamde man. En ek wil vandag praat rondom jou vriende. Wat baie belangrik is 'n mens se vriende. Die mense met wie jy omring. Die mense met wie jy geassosieer is. Dit is baie belangrik. Prys die Here Jesus Christus. Maar die woord van die Here sê dat terwyl die Here Jesus in 'n sekere huis was en hy was besig om die woord van die Here met die volk te deel en die fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle almal was daar gewees. En die Bybel sê dat het was 'n sekere verlamde man op 'n bed gedra deur sy vriende. Ek glo dat dit was daardie man se vriende gewees. En die woord van die Here sê dat die plek was gepak, dit was vol gewees, die huis was vol, daar was nie plek gewees nog vir mense om in te kom nie. En die Bybel sê dat hierdie manne het gekom met 'n verlamde man op 'n bed, en omdat dit so 'n groot skare was, van oral waar die Here Jesus gebeweeg het, was hy altyd 'n skare mense wat die Here getrek het as gevolg van dit wat die Here gedoen het, die krag wat daar gewees het. En die Bybel sê daar was krag om hulle te genees. Daar was 'n krag van die Here in daardie plek om hulle te genees. En die woord van die Here sê dat hierdie man se vriende het, toe hulle sien hulle kan nie by die huis in nie, het hulle opgeklom op hierdie persoon se dak. Ek weet die persoon waar die Here Jesus was. Hulle het opgeklim by die dak, hulle het die dak oopgemaak en hulle die man deur die dak laat afsak. Dit moet hom regtig
jou vriende, die mense wat jy het, is van kardinaal belang. Prys die Here Jesus Christus. En die woord van die Here sê, hulle die man afgesak, deur die panne van die dak. En voer die Here Jesus, en die Here het die man gesê, jou sondes is jou vergewe. Staan op, neem jou bed op en loop. En die woord van die Here sê dat die Fariseërs, die wetgeleerdes, skrifgeleerdes, het hulle in 'n hartige redenering gevra, maar hoe hierdie man spreek godslasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? Maar wat ek van wil praat vandag is jou vriende. Die mense met wie jy geassosieer is. En as ek kyk na hierdie man se vriende, dit was regtig mense gewees wat 'n change in hierdie man se lewe gesien het. Die desperasie, die honger, die begeerte vir hulle vriend om weer te kan loop. Jy moet sulke mense in jou lewe hê wat wil sien is goed om op mense te kan depend. Is goed om met sekerheid te weet dat wanneer ek in 'n nood is, kan ek op hierdie persoon depend. Maar dit beeld weer vir 'n mens uit dat jy nie net mense het wat tevrede is om jou te help. Elke tyd wanneer jy in 'n nood is, maar jy moet mense het wat 'n begeerte in hulle hart het om te sien dat jy kan op jou eie bene staan. Het jy vandag sulke mense in jou lewe? Dit is goed om altyd iemand te help. Maar het is beter om iemand, prys die Here, te bring tot op daardie plek waar hy op sy eie bene kan staan. En die woord van die Here sê dat hierdie vriende het 'n honger, hulle het 'n desperaat, hulle was met dit is net wanneer jy in 'n desperate situasie is. Hulle het eers gedink aan die nagevolge van wat gaan gebeur? Wat gaan dit vir my kos? Of wat gaan ons moet doen om hierdie mense se huis reg te maak? Hulle het nie gehoor van die eienaar van die huis se respons, hoe hy gaan reageer op wat hulle nou mee besig is. Al ding wat hulle op gefokus was, ons vriend moet loop. Prys die Here Jesus Christus. En al manier hoe ons vriend kan loop is wanneer ons hom by die Here uitbring. Ek wil vandag vir iemand bemoedig, prys die Here Jesus Christus. Kry vir jou vriende wat nie net op jou die dag wanneer jy op jou sterfbed lê vir jou na die graf toe dra nie, maar kry vir jou vriende wat jou dra na die huis van die Here toe. Kry vir jou vriende, prys die Here Jesus Christus, wat jou bemoedig om op te trek na die huis van die Here. Kry vir jou mense, halleluja, wat wil sien, jy kan op jou eie voete staan. Kry vir jou mense wat, prys die Here Jesus, desperate is, nie net om jou te help nie, maar wat wil seker maak, jy's independent, jy kan op jou eie bene staan, jy hoef nie heeltyd op hulle te ondersteun nie, prys die Here Jesus, want daar gaan 'n tyd kom, wanneer daar die mense wat altyd vir jou help, nie meer vir jou kan help nie, maar jy gaan op jou eie bene moet kan staan. Is goed om mense te hê wat jy altyd op kan steun wanneer jy in 'n situasie is. Maar dit is beter om mense te hê wat vir jou wat wil hê jy moet op jou eie bene kan staan. En sometimes wanneer mense se hart is dat jy moet op jou eie voete kan staan, jy moet op jouself kan staan, maar jy moet nie heeltyd van die woord van die Here sê, vervloek is die man wat vlees sy arm maak, vervloek is die man wat op die mens, prys die Here Jesus Christus, leun, wat op die mens steun, wat op die mens altyd moet uitreik vir hulp, maar geseën is die man, prys die Here Jesus Christus, wat die Here sy hulp maak. En daarom wil ek iemand vandag bemoedig. Hy sê, en die ding is, die sommige keer, dan lyk die mense, wat die begeerte het, vriende, mense wat na aan jou is, mense wat jou mee omring, dit kom af op of hierdie mense hart is. Omdat hulle wil hê jy moet independent is. Omdat hulle wil hê jy moet op jou eie bene kan staan. Omdat hulle wil hê jy moet nie altyd op ander mense steun nie. Ek glo dat dit was die hart van hierdie vriende van hierdie man gewees. Hierdie vriende wil nie geheer het, hierdie man moet elke tyd op hulle. Dit is goed om hom te help, ja. Maar dit is beter as jy op sy eie bene kan staan, as jy op sy eie voete kan staan, as jy vir hom dinge self kan doen. Dit is goed om mense te hê wat jou altyd help. Maar dit is beter om mense te hê wat wil sien jy's independent, jy
maak nie heeltyd op hulle staat nie, of jy reik uit altyd tot ander mense om vir hulle te vra vir hulp nie, maar jy kan op jou eie bene staan, prys die Here Jesus Christus, en daarom het ons mense vandag, prys die Here Jesus, wat altyd, ek sien, ek wil praat met jong mense vandag, wat staat maak op hulle ouers se gebede, wat staat maak op hulle ouers se verhouding met die Here, wat afhanklik is van hulle ma en hulle pa. Is goed om op te trek na die huis van die Here, is goed om elke Sondag in die kerk in te wees, maar ek het gesien in die woord van die Here in die boek van Job, dat 'n tyd aangebreek, wat Job se kinders op hulle eie bene voor God moet gestaan het, en hulle kan dit nie gedoen nie, toe die Satan, prys die Here, beskuldigings teen hulle inbring teen hulle pa, even though hulle pa 'n regverdige, 'n heilige man was, en hy was regverdig voor God, maar toe die vyand ingekom het, en hulle kom besoek het, toe was daar geen gebed, daar was geen verhouding met God, wat hulle voor die Here kan gebring het. Daar was niks wat vir die Here gesê het, daar was niks op hulle lewe, wat vir die Here of vir die duiwel gesê het, dat hierdie mense kan jy nie aanraak. Jy kan nie in alle tye op iemand anders se gebede staat maak. Jy kan nie altyd jy kan nie vir altyd op iemand anders se woord staan maak nie. Jy gaan self moet tyd maak vir die woord. Jy gaan self moet tyd maak om te bid. Jy kan nie altyd net staat maak op die pastoor, die evangelis, die apostel se gebede nie. Jy gaan moet op jou eie bene moet begin staan. Jy gaan moet self tyd maak vir die Here om self tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. Want ek sê die mees kragtigste gebed is jou eie gebed. My gebed, prys die Here, kan genesing bring. My gebed kan maak dat die Here 'n wonder verrig in jou lewe, maar jou gebed is die gebed wat jou kan laat groei. En dit is die mees kragtigste gebed, want die Here wil hê jy moet altyd dependent is op ander mense nie. Jy kan nie dependent is op jou broer en jou suster, jou ma en jou pa se gebede nie. Jy gaan afhanklik moet wees, jy en die Here. Jy gaan 'n persoonlike verhouding moet die Here moet hê. En dus was hierdie manne, hierdie vriende van hierdie verlamde man se hartse begeerte, is dat ons vriend moet op sy eie bene kan staan. Ja, dit is goed dat ons op altyd dra. Dit wys vir hom eintlik wat 'n tipe vriende hy het. En daarom moet jy jou met sulke vriende, prys die Here, moet jy jou omring. Jy moet jou met sulke mense omring. Mense wat 'n hart het, nie net om jou te help nie, maar om jou te bring tot die plek waar jy op jou eie bene kan staan. Want die woord van die Here sê, dat gaan 'n dag aanbreek waar klein en groot voor die troon van God moet staan. En die Bybel sê, as dit bevind is, dat jou naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is jy in die poel van vuur gewerpe. Hoekom? Want die kos my, jy het staat gemaak op jou pa se gebed. Jy het staat gemaak omdat jou pa 'n pastoor is in die kerk. Jy het staat gemaak om jou ma, prys die Here. Sy is 'n dierbidder. Sy is altyd in gebede. Sy bid vir die huise. Maar jy gaan jou eie verhouding met die Here moet kry. Prys die Here Jesus. Dan gaan 'n dag kom wat jy nie kan gaan depend op die gebed van jou ma of die gebed van jou pa nie, maar daar gaan 'n dag aanbreek wat jy gaan vir jouself moet bid, prys die Here Jesus. En daardie tyd, ek wil vir iemand vandag sê, daardie tyd is nou. Daardie tyd het aangebreek dat jy 'n verhouding met die Here self moet hê, en nie net op jou pa se gebed of jou ma se gebed of se verhouding met die Here kan staat maak nie. Die tyd het aangebreek dat jy moet begin independent word, dat jy moet self na God toe gaan. En daarom sê die woord van die Here, nader tot my en ek sal tot julle nader. Jy moet begin self bid vir jou huis. Is goed, prys die Here Jesus, om mense in te nooi om te sê, kom bid vir my huis. Maar jou gebed is die mees kragtigste gebed. Hoekom? Want dit is die gebed wat jou kan laat groei. Ek het mense gesien wat na manne van die Here toe gaan, wat kragtig is, wat die Here kragtig gebruik. Maar die lek van hulle eie gebed, die lek van om nie in self die troon van God te nader nie, maak dat hulle nie groei nie, maak dat hulle nie breekbaar is vir die Here nie, maak dat die Here hulle nie kan vertrou nie. Prys die Here Jesus Christus. Die Here wil jou gebruik. Die Here wil nie net vir jou genees nie, maar God wil jou gebruik om uit te reik tot anders. Maar jy gaan jou eie verhouding moet hê met die Here. Jy gaan nie altyd op mommy en daddy se gebed kan staat maak nie. Dan gaan 'n tyd in jou lewe aanbreek wat jy op jou eie bene kan staan. En as jy nie vir jou met mense gaan omring wat se hart is dat jy moet in die teenwoordigheid van die Here uitkom nie, dan gaan dit nooit gebeur nie. Daarom die mense wie jou met omring is baie belangrik.
Jy kan nou nie omring met mense wat geïrriteerd is wanneer jy van die woord van die Here praat nie. Sulke mense gaan jou terughou. Sulke mense, prys die Here Jesus, gaan jou weghou van die huis van die Here af. Maar jy moet vir jou vriende kry. Mense wat nie daar is die dag wanneer jy uit die huis en na die graf toe moet gedra word nie. Maar mense, prys die Here, wat daar die begeerte het, wat jy wil dra na die huis van die Here toe. Wie se begeerte is, jy moet op jou eie bene staan. Wie se begeerte dit is, prys die Here Jesus Christus, dat jy moet 'n verhouding hê met die Here. En dis my bemoediging vandag vir u, prys die Here Jesus Christus. Die woord van die Here sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. Ek wil vandag iemand bemoedig. Begin staan op jou eie voete. Begin bid vir jou eie kinders. Begin kry 'n consistent verhouding met die Here, sodat die Here u kan gebruik. Prys die Here Jesus Christus. Die Here seën vir u. Die Here behoed u. Die Here bewaar u. Die Here is met u. Prys die Here Jesus Christus. Die Here wil hê, jy moet nie staat maak altyd op ander mense gebiede. Ja, ons dank die Here, ons moet vir mekaar bid. Die woord van die Here sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van God. Deur om vir mekaar te bid, deur op die troon van God te nader en jou broer te bring. En dis een ding wat die Here van my gesê het, prys die Here Jesus, 'n tyd gelede, vra die Here van my, dat ek het vir die Here gevra, Here, wat is my responsibiliteit, wat is my werk in die koninkryk van God? En die Here gee my die prent van 'n bouer. En die Here sê, ek is die bouer, die bekwame boumeester. Maar jy is die persoon wat saam met die bouer is. En die persoon wat saam met die bouer is, ons noem hom 'n handlanger. Die persoon wat saam met die bouer is altyd die persoon wat vir die bouer die stene aangee. En die Here sê dat dis jou responsibility om jou broer en jou suster op te dra vir my, om hulle van my te gee in gebed, sodat ek hulle kan bou. Daarom sê die woord van die Here, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs al bou die bouer. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs al bewaak die wagter. Dis wat die Here in die lewe wil doen. Die Here wil jou oprig. Prys die Here Jesus Christus, as iemand wat die Here kan gebruik, wat saam met die Here kan werk, wat jou broer en jou suster, jou ma en jou pa, jou familie, jou gemeenskap, jou land, kan opdra vir die Here in gebed, sodat die Here die plek kan regmaak. Prys die Here Jesus, maar die Here seën u. Vader, in die naam van Jesus Christus, ons dank u my God, Here, vir 'n mamma, vir 'n papa, vir 'n jong man, vir 'n jong dogter, my koning, vir 'n vader en vir 'n moeder, Hemelse Vader, wat na hierdie opname luister, ek bid dat u hulle sal sien. Ek bid, my God, Here, dat deur hierdie uitsending, my God, 'n honger en 'n dors, 'n brandende begeerte, Here, in hulle harte sal kom, Here, om op te staan in gebed, my koning, om tyd te maak om in die teenwoordigheid van die Here te spandeer, Here, om hulle huise, om hulle kinders, om hulle families, om hulle kerke, om selfs hulle leiers op te dra in gebed, sodat u, my koning, Here, die werk kan doen. Ons vra dit in die naam van Jesus, en ons sê vir u dankie daarvoor. Amen. Tot 'n volgende geleentheid, geliefdes, die Here seën julle. Shalom. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.